Kom ons staan. Always made my troubles feel so small. And you were always there to catch me when I fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face Ons kan ons beide neem. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angel around the throne tonight. Gemeente, middag. Mens kan nie regtig middag soos vandag sê, goeiemiddag nie, want dit is nooit 'n goeie geleentheid wat mens by mekaar is om afskeid te neem van iemand wat kosbaar is nie. Veral nie van 'n ma nie, of 'n ouma, of 'n ouma grootjie nie. Maar ek kan sê dankie vir almal wat hier is om haar lewe te gedenk, om die familie te ondersteun en te onthou wie sy was. Isabel, Jacoba, Herculina de Waal is deur die dood vir ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom treur ons weg, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart.
Hy staan ons met sy liefde bly en beloof om die pad verder saam met ons te staan. Die dood roep ons aan om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterf, ons behoort aan die Here. Kom ons word saam stil. Here, U weet dat vandag nie 'n dag is wat ons graag wil hê en dat alhoewel ons tot aan die Isie gaan om by U te wees, om pynvry, gesond, sonder siekte of kwade te wees, verander dit die feit dat haar afsterwe, vir elkeen wat haar geken het, vir elkeen wat haar lief gehad het, 'n moeilike en hartseer gebeurtenis is. Here, ons wil U vra, kom wees asseblief vandag hier. Mag die Heilige Gees hier met ons wees en ook vandag spesiaal haar gesin en haar familie bystaan en dra. Here, mag ons in U woord bemoediging vind en die krag om aan te gaan totdat ons verenig word. Amen. Ek wil vra dat ons saam sal staan vir lied 464, O Heer my God. You
Ons kan ons plek inneem. Op 'n hartseer dag soos vandag wat mens moet begin met die proses van finaal afskeid neem, van totsiens sê aan merkwaardige en kosbare vrou. 'n Vrou, 'n ma, 'n ouma grootjie, iets wat nie almal gesien is om te kan sê dit is nie. Draai ons na die woord van die Here om troos te vind. En ons lees 2 gedeeltes uit die psalmbundel om daarmee te help. Eerstens Psalm 23 en daarna 'n stukkie uit Psalm 91. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by water waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die ure van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En dan daarmee saam skenk ons elke dag die liefde en oorvloed, dat ons lewe lank mag bly wees, soveel dae as waarin U ons verdruk het, soveel jare as waarin ons gelei het. Gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word, U grootheid vir U kinders. Laat ons die goedheid van die Here, ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande. Hou dit in stand. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind, en die beskutting van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is vir my 'n toevlug en 'n veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Tot daarsoos ons skriflesing vandag. Dis juist in die psalms wat vir ons sê hoe mens lewe behoort te wees. Die psalms sê nogal vir mens as mens lewe ten volle kom as jy op 70 en as jy sterk is as jy op 80, dan is jy so net mooi in die middel daarvan. Sy is nie 'n swak mens gewees nie, maar 'n redelik sterk een gewees en 'n goeie mens wat al voel ons nie so nie 'n vol lewe gehad het. Want een van die realiteite in hierdie lewe is dat ons nooit gereed is vir die dood nie. So ons 120 jaar oud word, gaan dit nog steeds te min dae, te min tyd, te min geleenthede wees vir 'n mens om alles te kan doen. Dit maak nie saak hoeveel jare iemand mens lewe deel nie, dit is heeltemal te kort. Maar ons het daarom die troos dat die is ten minste die doelwit van 70 bereik het en daarby verby gegaan het. Meer is dit soos die begrafnisformulier vir ons sê, is ons in die wonderlike posisie dat dit nie nou 'n kwessie is dat ons wonder waar sy is, wat gaan met haar siel aan nie. Ons weet sy is 'n gelowige vrou en het erns daarmee gemaak en die Here gedien, hom aanbid en 'n pad saam met hom geloop. Daarom weet ons sonder twyfel dat sy vroeër die week die laaste keer haar oë toegemaak het sy net daarna in die hemel oopgemaak. Daar met 'n verheerlikte liggaam waar daar nie meer pyn is nie, waar daar nie seer is nie, waar sy vir ons wag tot ons ook daar uitkom. Ons hoef nie bang of angstig te wees daaroor nie, haar lewe en nalatenskap getuig daarvoor. Ek was nogal in 'n bevoordeelde posisie met die briefie voor die tyd vinnig te kon sien en die briefies van die familie te kon lees. Ek wil almal aanbeveel, vat saam huis toe en gaan lees die woorde wat oor Tannie Isie gesing is. Dit is kosbaar en spesiaal. Die vertel van 'n ma, 'n ouma grootjie wat 'n positiewe en wonderlike rol gespeel het. Dit vertel van 'n lewe wat goed en spesiaal geleef is.
Juist daarom lees ons vanoggend hierdie gedeelte wat vir ons herinner waaroor die lewe gaan. Vir ons herinner dat alhoewel sy weg is, sy geleef het, en ten volle gedoen het wat mens veronderstel is om te. Psalm 23 is daar 'n psalm van Dawid wat hy nie alleen geskryf het, maar Psalm 23 volg op Psalm 22 en Psalm 22 begin nogal met aardige woorde wat mens eintlik op 'n ander plek herken. Dit vra, my God, waarom het U my verlaat en bly ver van my af, wanneer ek U aanroep? Dawid het dit geskryf nadat hy iemand waarvoor hy lief is verloor het, met swaar met hom gegaan het, en die lewe droewig gevoel het, en enige iemand wat ooit 'n geliefde verloor het, en veral 'n ma, want 'n ma is nogal wat 'n gesin aan mekaar hou, dis as die as waarom het wentel, sal nogal verstaan, dit voel asof daai woorde wat Dawid sê, die Here het hom verlaat, en nou is hy eensaam, nogal baie keer is wat in mense hart afspeel. Dus hoe mens voel oor die hele situasie, dat hoe moet ek nou aangaan? Hoe leef mens nou sonder iemand wat spesiaal is vir mens? Ja, mens gaan dit vir hulle dat daar's nie meer 'n suurstofmasjien nie, daar's nie meer hospitale nie, daar's nie meer enige van daai bekommernisse nie, maar dit verander ook nie die feit dat hulle is nie meer daar nie. So jy kan nie meer met hulle gesels nie, mens kan nie meer gaan tee drink nie. Al die dinge wat vanselfsprekend was, is nou weg. En in antwoord daarop skryf Dawid Psalm 23. Hy herinner homself dat ten spyte van die seer, ten spyte daarvan dat dit nie maklik is nie, bly die Here sy herder. Die Here is die ene wat nog altyd die pad saam met hom geloop het. Hy onthou toe hy jonk was, veldwagtertjie wat in die veld was, en dit soms maar 'n bietjie aardig is, want hy is alleen daar gewees, dis rasig, daar's gevaarlike goeie soos wat daar maar in die lewe is, dis nie aldag maklik nie. En daai oomblikke wat hy bekommerd was en onseker oor die lewe te onthou dat die Here sy herder was. Dat die Here die een was wat hom deur alles wat in die lewe gebeur bewaar het en die pad saam met hom geloop het. En ook deur alles wat hy op die oomblik gevoel het, toe hy hierdie woorde gesê het. En ook vir ons wat vandag hartseer is, vir ons wat verlies ervaar, is hierdie woorde waar dat die Here ons herder is, dat hy die een is wat ons sal bystaan en sal seker maak ons soos Dawid sê, niks kort nie. Alles wat nodig is, sal die Here vir mens gee. Ongelukkig werk dit soos die bekende Onse Vader gebed wat Jesus ons geleer het. Ons wil as mense ons baie keer die Here moet ons help. Neem ons klaar help, dat ons alles kry wat ons nou nodig het vir die volgende paar jaar om te koop. En dan sê Jesus, Here gee ons vandag ons daaglikse brood. En so werk het ook. Die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, vir elke dag wat ons opstaan, vir wat ons in daai dag deurgaan, die krag om aan te gaan, die krag om in spite van die verlies nie te gaan lê nie, maar daai dag deur te kom. Daar gaan vorentoe daar wees wat sleg is, wat mense op wil sit en die komberskoor mense kop wil trek en net sê die wêreld moet mens uitlos, maar daai dae gee die Here vir mens die krag om op te staan en aan te gaan. Dawid sê dan, die Here neem mens na groen weiveld, na waters van rus, waar daar vrede is. Die Here gee vir mens die tye wat jy dit nodig het. Want ja, daar is die moeilike dae, maar daar is moeilike dae, want mens onthou, 'n kosbare ma, 'n ouma, 'n vriendin wat 'n groot rol in mens lewe gespeel het wat nie meer daar is nie. Maar met die tyd dan is dit nie die hartseer wat opkom in daai herinnering, maar ook die wonderlike en die lekker, dis die fantastiese aardige van die rouproses. Een oomblik wil mense trane uitbars, vloekskree skel, en die volgende oomblik onthou mense iets wat jy laat glimlag, of jy onthou iets gebeur en ouma sou dit geniet het. Die Here gee vir mens daai oomblik wat jy net weer krag kry om 'n bietjie aan te gaan, 'n bietjie moed te kry. Hy help mens om nie moedeloos en besmoedig te raak nie, maar ten spyte van alles te bly aangaan. Dawid vertel ook dat soos iets in die lewe as mens rou en hartseer is, dan moet mens soms 'n
betekenisvol besluit te neem en ek weet nie van julle nie, maar my ouers het my probeer leer, moet nooit 'n besluit neem as jy hartseer, kwaad of enige ernstige emosie voel nie. Dis juist wat 'n mens baie keer besluit. En juist in daai tye as mens na Here se stem luister, dan lei hy mens op die regte paai. Dan kom mens uit waar jy veronderstel is om te. Dan doen mens dit wat sy naam beheer. Selfs in oomblikke van hartseer, oomblikke van rou, die oomblikke wat mens so gefrustreerd is, die mens wil vra, hoe kom dit? As mens net na God se stem bly luister, dan sal mens op koers bly en sal dinge uitwerk. Dawid erken dat dis nie altyd moeilik nie. Die ou vertaling dan sê hy, al gaan ek deur die dal van die doodskadu, dis nou daai plek wat mens ingaan wat jy sien geen hoop, jy sien geen kans, daar's niks om aan vas te hou nie. Hy sê selfs al is mens daar, en selfs al voel dit asof die wêreld omdat jy gestort het, en alles wat mens geken het, verby is, hoef mens nie bang te wees nie, hoef mens nie angstig te wees nie, want mens is nie alleen nie. Die Here is by mens. Die nuwe vertaling sê, in sy hande is ons veilig, in 2020 en 53 sê, u staf en die stok bewaar my. Nou, 'n herderstaf is 'n belangrike ding gewees. Skape is wonderlike goed. Hulle gaan soek gate en goed om in te val, so hulle moet gereeld daar uitgetrek word. So Dawid sê basies, wanneer ek die pad bystraak, wanneer ek doen wat ek nie veronderstel is om te doen, wanneer ek aanjaag, dan weet ek die Here gaan my daar uitgehaal en my weer op die regte koers kry. En as daar moeilikheid oor my pad kom, sal sy stok my teen daai gevare bewaar en my veilig hou. En Dawid gee ook die troos dat op die einde van die lewe, wanneer alles klaar is en menslik gesproke die ergste gebeur en ons doodgaan, is dit nie die einde nie. Dan sal mens by ewige vreesmaak aan. Dan is dat mens tuis in die huis van die Here. Want al wil ons dit nie alweg weet nie, is hierdie lewe wat ons het heeltemal te kort en van heeltemal te kort te duur vir enige een van ons. Maar dis nie ons finale bestemming nie. Hier is maar net 'n geleentheid om gereed te maak vir wat hierna kom. En vir ons wat glo, ons die Here se naam aanroep, is die hemel, die ewige paradys waar ons vir ewig sal tuis wees, saam met almal wat ons vooraf gegaan het. Dawid gee dan troos dat as alles klaar maak, dan is ons daar nie meer pyn, lyding of probleme is nie. Dan is ons by die Here. Dis wat in die sien nou is. Sy het haar lewe klaar geleef, klaar gemaak, in die vertroue van die Here gewandel en is nou die beloning wat wag vir die wat glo, vir die wat pad saam met hom. Psalm 90 en 91 sê vir ons daai ding van, nou wat vir die tussentyd, want dis nou goed en wel om te sê, die Here is my herder, hy gaan my krag gee, hy gaan my na groen waters toe lei, hy gaan my in die moeilikheid uitkry, maar soms van die moeilikheid nie baie lekker nie, en soms help dit nie as jy nie sê, het gaan oké wees, want ek is nou hartseer en ek voel nou nie lekker nie. Dan kom ons aan 99 leer ons, as ons in die Here vashou, kan ons by hom gaan skuil. Dawid is daai ou wat na die Here toe gegaan het en sy hart opgemaak het en vir hom gesê het, ek hou nie hiervan nie, ek haat hierdie situasie, dit voel iets ver van my af. En die Here het vir hom gesê, jy swak gelowige nie, maar kom na my toe. Dawid herinner ons dat jou lewe gaan soms sonder moeilik wees en daar gaan moeilike tye wees. Maar soveel moeilike tye, soveel swaar kry, soveel aardige situasies as wat mens kan deurgaan, soveel goeie tye sal daar ook wees. En soos dit vir elkeen van ons lewens, insluitende hierdie kosbare vrou wat ons op die foto kan sien, op die foto daarvoor. Haar lewe was nie aldag maklik en eenvoudig gewees nie, maar ek kan met sekerheid sê, sy sou dit vir niks vry dit nie, want sy het kosbare kinders, tweede kans in liefde, kleinkinders en agterkleinkinders kon sien. Goeie vriende en vriendinne is dit ook deurgehaald. So beloof die Here ook vir elkeen van ons. Ja, hier is een van daardie oomblikke van swaar kry, oomblikke van lyding, oomblikke wat ons regtig nie wil hê nie. Maar
daar kom weer goeies. Hierdie is nie die einde van die wêreld nie, maar net die begin van iets nuuts. En vir die familie en mense wat lief was vir Tannie Isie, is dit ook in die laaste oomblik van hartseer, die eerste verjaarsdag, die eerste herdenking, die eerste Kersfees is altyd swaar, want na ons leesstoel, daar's iemand wat daar moet wees, wat nie daar was. En dit gaan nie lekker wees nie, want mense gaan al die lekker tye wat vooraf was onthou. Maar in daardie oomblik gaan die Here nog steeds met mense wees. Sy krag sal ons daardeur lei. Hy sal mense help om nuwe herinneringe te maak. Soos Dawid aan die einde van een gedeelte sê, hy wil graag hê dat sy werk in stand gehou word. Kyk, nogal glo dat hy misiese wens ook is. En haar werk nog hier op aarde is almal wat vandag hier voor my sit. Haar familie, haar vriende, die mense in wie se lewe sy impak gehad het. Solank as wat hulle nog hier is en iets van haar nalatenskap, iets van haar onthou, is sy nog met ons. En weet ons dat die goeie wat sy gedoen het, daar sal bly. Totdat ons ook eendag voor die kerk is en die Here in die hemel kom. Maar ons hoef ook nie dan te wees. Want die Here beloof dat elkeen wat sy naam aanroep, gaan ontmoet, gaan luister. En ja, ons is hartseer dat hy nie meer met ons is, maar sy is nou die Here, wat ook ons finale bestemming is. En totdat ons daar kom, sal hy vir ons die krag, die moed en die moed gee om elke dag deur te maak. Al voel dit dalk nie elke dag so nie, hy is met ons en hy sal ons help. Amen. Kom ons moet saam voor Here staan. Hemelvader, ek wil U vra, kom wees asseblief vandag spesiaal met elke lid van die Devaal en laat ons krag die familie, elkeen wat lief was vir Tannie Isie, elkeen wat hartseer is, elkeen wat sy lewe drasties verander is, die feit dat sy nie meer hier met ons op aarde is. Here, ons gun haar, die ewige feesmaal waar sy is. Ons gun dit vir haar, dat sy nou in U huis is, en sy tot in lengte van daar sal wees. Maar dit verander nie wat ons voel nie, dit verander nie die verandering nie. Maar Here, soos wat die Psalm sê, vra ons nie. Soveel hartseer wat ons vandag ervaar, soveel moegheid, soveel verskillende emosies wat elkeen van ons harte vandag is. Wil ons ook vra, gee asseblief vir ons die goeie. Here, mag ons met tyd, deur elkeen van die hartseer moeilike eerste skool, mag U Heilige Gees ons help, te bly staan, te bly hoop, te bly glo, en op jou hand vandag, met die goeie te onthou, en 'n lewe wat goed geleef is, te herdenk. Here, mag daar in ons harte en gedagtes die kosbare en mooi herinneringe van Tannie Isie oorbly. Mag ons elke mooi woord wat sy vir ons gesê het onthou, elke koppie koffie saam gedrink, elke lekker ding wat saam gedoen is, ons die moed, die krag en die hoop gee, om aan te gaan en ook 'n lewe van geloof te lewe, ook 'n lewe te lewe waarin ons weet, dat U ons herder is, dat U ons sal bly lei, en dat U ons aan die ander kant sal uitbring. Maar Here, toe het gebeur, wees met ons. En Hemelvader, help ons ook, om mekaar te dra, wie daar wat een sterk is, mag ons die moed hê, om die wat nodig het, te troos, te bemoedig en by te staan. Here, veral met Tannie Isie se huisgesin, maak asseblief seker dat wie daar wat nodig is, daar mense sal wees, wat net daar sal wees, wat 'n troostwoord sal gee wanneer dit nodig is, 'n drukkie sal gee wanneer 'n drukkie nodig is, en 'n grapie sal maak wanneer dit die ding is om te doen. Here, ons vra U dinge, nie wat ons het verdien nie, maar alleenlik deur U genade. Amen. Ek wil dan graag vir Jessica Lapaskaghi na vore, die mikrofoon is hierso vir die bedanktnis.
Nee, wat hoef nie Jessica vandag gewees nie. Goeiemiddag allemaal. Net baie dankie sê vir die geleentheid en die voorrecht om die dankies vir ons namens die familie te hanteer. Ek wil graag namens ons hier 'n paar woorde vandag sê vandag. Aan die ICU personeel van ons Stroom Medikliniek, baie dankie vir die goeie sorg wat julle aan ouma gegee het. Julle het haar met soveel geduld en liefde behandel. Ons sal dit altyd onthou. Aan Dominee Andreas en die NG Oberholzer gemeente, dankie vir die mooi diens, die troostwoorde en vir die susters wat gesorg het vir die verversings. Julle ondersteuning beteken ongelooflik baie vir ons. Dankie aan al die maatstuurdrots vir die hulp met al die redens en respek waarmee almal alles hanteer is. Andrea, baie dankie vir al jou hulp met ouma en vir die liefde en sorg wat jy aan haar gegee het. Ons waardeer jou regtig baie dankie vir. Kobus en Johan, dankie vir alles wat julle by die hospitaal en daar rondom gedoen het. Julle was altyd daar wanneer ons julle nodig gehad het. Maries, dankie vir jou bystand en al die oproepe. Al bly jy ver, het jy altyd saam met ons omgegee en dit het vir ons baie beteken. Oom Koos, dankie vir jou liefde en bystand deur al die jare. Vir hoe jy ouma bederf het en haar altyd laat glimlag het, veral na op 'n sorry so dood. Aan pa en ma, dankie vir al julle jare wat julle so mooi na ouma gekyk het en toe sy by julle gebly het. Sy het julle baie lief gehad en altyd geweet sy is veilig by julle. Tannie Annetjie, dankie vir al die pragtige blomme. Dit bring soveel mooi herinneringe terug. Dankie Tannie. En aan Tannie Cathy, dankie vir al die verversings vandag. Ons leer dit baie opreg. En aan Vrou Stefanie, baie dankie Stefanie dat jy altyd daar is. En dankie vir alles wat jy gedoen het. Waardeer dit. En laastens aan al die familie en vriende wat vandag hier is. Dankie dat julle saam met ons oumas lewe kon vier het. Julle teenwoordigheid, boodskappe en omgee het vir ons regtig baie beteken. Ouma was vir ons almal besonders en ek het geweet sy sou baie dankbaar gewees het vir al die liefde wat vandag hier rondom ons is. Dankie julle. Dankie vir jou ook. Dit vat baie om so voor mense veral by 'n gedenkdiens te praat en goed van jou taak gekwyt. Die geleentheid is nou daar vir die huldebank.
wys wat dit beteken om lief te hê sonder voorwaardes. Ons gaan haar lag, haar stories, haar spesiale manier van dinge doen baie mis. Maar ons dra haar altyd saam met ons, waar ook al ons gaan. Die maniere waarop ons mekaar lief gehad het, en die klein goed wat ons geleer het en die herinneringe wat sy vir ons agterlaat. Ouma Ise, ons sê vandag dankie vir wie jy was, vir elke drukkie, elke koppie tee, elke glimlach en elke gebed. Ons weet jy rus in vrede. En ons bly oor groot. Net soos altyd met jou die pies aan en moet waar van liefde. Rus sal om. Ons sal jou altyd lief hê. Ons kom nou aan die einde van die kerkgebeure, so ek gaan net orde reëling tref. Ek gaan nou vra dat ons staan en die laaste lied sing, as ons dit klaar gesing het, spreek die seën uit, en dan gaan ons die geleentheid gee vir die draers om na vore te kom, dan staan ons saam met die familie, as die draers uitbeweeg na Martin se voertuig, dan gee ons vir die familie die kans te gaan, ons het daar die familie aan die gang is, dan volg ons hulle om daar ook 'n laaste eer te betoon. Dus kom ons staan saam en loof die Here met die oorwinningstyd.
mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons vertroos, nou maar tot in ewigheid. Amen. Ek wil graag vra dat Annelien Labeskagh, Johan de Waal, Kobus de Waal, Johan Labeskagh, AJ Labeskagh en Melinda de Waal, die draers asseblief na vore kom. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be missing.